Goeiemôre en welkom aan almal. Dit is lekker om saam met u te wees op die beste plek in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Dit voel ek lang weg was die laaste Sondag nie, en daar is ander verpligtinge ongelukkig wat my besig gehou het, en maar dit is lekker om terug te wees saam met medegelowiges. Ek dink die Here wil vanmôre met ons gesels, en ek wil vir julle lees uit Matteus 25 vers 1 tot 13. Dit gaan oor die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde, en ek dink dit is 'n gedeelte wat baie oor gepreek word, 'n gedeelte wat baie oor dinge gesê word, maar kom ons lees die gedeelte gou. Matteus 25 vers 1 tot 13. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met 10 meisies wat 'n lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. 5 van hulle was onverstandig en 5 verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar nie ekstra olie met hulle saamgevat. Terwyl die verstandiges saam met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lank weggebly het, hulle almal vaag geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep: "Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet." Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges: "Geef ons van julle olie, want ons lampe gaan dood." Maar die verstandiges antwoord: "Nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liewer winkel toe en koop vir julle olie." Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, die bruidegom gekom. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruiloft toe en die deur is gesluit. Later kom die ander meisies ook daar aan en roep: Meneer, maak vir ons oop." Maar die bruidegom antwoord: "Ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie." Ek dink dit is van die vreeslikste woorde wat ons ooit sal kan hoor in ons lewe, en dit is: ek ken julle. Om vol verwagting te wees en sê in Here se koms, en ek wil nie baie spesifiek oor die gedeelte praat nie. Waaroor ek wil praat vanmôre is die waarde van voorbereiding. Jy sien, ons leef almal 'n lewe, en baie mense lewe, en ja, daar is nog tyd, en ek sal nog eendag, en ek het nie nodig om te sis, en ek het nie nodig om te so nie, en ek hoef nie soveel nie, en ek kan maar net so nou en dan, en ek doen dit op my manier, maar dit is elke persoonlike saak. Dit is so. Maar daar's een God, daar's een geloof, wat jou die ewige lewe gaan verseker. En dit laat dink my noodgedwonge dat baie keer leef ons en so asof die koms van die Here, ja, ons weet nie wanneer dit gaan wees nie, of dit in ons tyd gaan wees en of dit gaan wees nadat ons gesterf het, dit maak nie saak nie, maar ek en u moet gereed wees om te sterf in Jesus Christus. Want daar gaan nie 'n tweede kans wees om nog verskonings aan te bied en gou te gaan olie koop nie. Dis nou die tyd vir ons om ekstra olie bymekaar te maak. Dis nou die tyd om dinge in plek te kry, om voor te berei vir die koms van Jesus Christus. Want anders gaan ons verslap en ons gaan onverhoeds betrap word. Preparation helps you find the most efficient way to do things. Those with no preparation will use the first method they can think of, or the one they are familiar with. Dan het Benjamin Franklin gesê: "By failing to prepare, you are preparing to fail." As jy nie gereed maak nie, as jy besig om gereed te maak om te verloor, om te val. Voorbereiding behoort 'n integrale deel van ons lewens te wees, van ons daaglikse bestaan. Want as ons kyk na verskillende dinge in ons lewe, die meeste daarvan neem voorbereiding. Die verskil is om gereed te wees, is om vir onmiddellike aksie beskikbaar te wees. Maar om voorbereid te wees, dit is om ons gereed te maak vir spesifieke toekomstige motief of doel. Dis om ons gereed te kry vir dit wat nog kom, dit wat ons nie eers weet nie. En dit is baie keer moeilik om ons voor te berei en volhardend te wees en dinge te doen
En ons is nie seker nie. Want ons almal wil maar 'n bietjie van 'n logika hê. Ons wil weet hoekom en wanneer en wat. Dis ons geaardheid om dit te wil weet. En in 'n mate kom tegnologie en die bederf van ons en hy maak ons moeilik om so 'n bietjie vooruit te kan kyk. So 'n bietjie inligting oor 'n ding te kry voor ons betrokke raak. Maar dis nie genoegsaam. Dis nie genoegsaam, jy kan nie verseker. Elke dag behoort meer te wees net om wakker te word, tande te borsel, ontbyt te eet, aan te trek, om ons daaglikse routine te doen. Same old same, want dit is alweer maandag. Dankie, dis Vrydag. Dan kan ek 'n bietjie relax. Dan is dit weer maandag. En so leef ons baie keer. Ons sleep deur die lewe voort en ons berei nie voor nie. Ons hanteer maar konflik en dinge soos dit op ons pad kom en ons reageer maar impulsief en instinktief reageer ons, maar ons is in baie gevalle nie voorberei vir dit wat op ons pad kom. Geloof en die wapenrusting van God is nie iets wat ons skielik opneem nie. Daar is nie altyd tyd om gou te gaan en te sê ek trek vir die wapenrusting van God aan nie. Daar is nie tyd om my geloof te sluit en te beoefen nie. Nee, dit is iets wat ek moet voorberei. Ek moet my geloof beoefen sodat dit kan groei. Ek moet my verstand gebruik sodat dit kan ontwikkel met kennis. Ek moet my liggaam gebruik en blootstel aan fisiese werk sodat my spiere kan ontwikkel sodat ek kan groei. Om te ontwikkel in dit wat ek veronderstel is om te wees. Dit is nie 'n skielike gryp gou en is 'n oplossing nie. Nee, ons moet ons voorberei. Om ons voor te berei moet ons aksies visualiseer. En ons moet sien wat se eindresultaat ons na toe werk. En dit mag varieer. Dit mag varieer. Want ons is nie altyd in beheer van alle omstandighede nie. Ons is nie altyd in beheer van alles wat gebeur nie. Maar ons moet kan 'n prentjie hê van dit waartoe ek op pad is. Ons moet begin sien die ewige lewe. Hoe dit ek weet nie. Ek wil nie 'n rare prentjie maak nie want ek is bang ek onderskat dit. Maar ek dink dit gaan fantastiese wonderlik wees. Baie anders as wat ons nou hier het. Al hierdie ou gesukkel en geswak en gesweet wat ons het om net te oorleef, gaan nie nodig wees. Maar ons moet bereid wees om voor te berei. Ons moet voorberei om 'n suksesvolle omgewing, om 'n gunstige omgewing te kry vir suksesvolle en bevredigende uitkoms. Jy moet voorberei. Ons moet dissipline en gemotiveerd wees. Ons moet dissipline en gemotiveerd wees om te kan voorberei. Maar dit vat dissipline en dit vat opoffering. Dit neem tyd. Die van u wat kos maak, die van u wat boer, die van u wat 'n bouer is, 'n atleet, 'n jagter, enige beroep basies enige aktiwiteit wat ons doen. Om sport op skool te beoefen, om musiek of sang te beoefen, neem voorbereiding. Ek het nodig om te oefen, om voor te berei. Ek moet 'n doel hê hoekom ek dit doen. Nie maar net, dit is nou maar hoe dit is nie. Nee, ek moet sê, ek wil 'n goeie sanger word. Ek wil 'n skerpskutter wees, ek wil 'n goeie jagter wees, ek wil 'n suksesvolle boer wees. Ek wil wat ek doen, wil ek suksesvol doen. So daarom het ek nodig om my voor te berei. Ek wil 'n kind van die Here wees, daarom moet ek my voorberei. Deur my Bybel te lees, deur die Here te dien, deur te evangeliseer. Ek moet my voorberei. Om kos te maak, vra vir voorbereiding. Om iets te bak of te kook, vra voorbereiding. Maar die eindresultaat word bepaal deur die voorbereiding, deur dit wat jy gesien kan word. Die mooi liedjie wat ons na luister, die mooi film wat ons na kyk, die mooi natuur daar buite, het voorbereiding geneem om dit tot stand te bring. Die bossies en die blomme en die voeltjies, was op God se woord geskep. Maar dit het tyd nodig om voor te berei, 'n saadjie wat moet ontkiem, 'n eier wat moet uitbroei, 'n jong dier, jong mens wat gebore moet word, dis voorbereiding vir 'n lewe.
Voorbereiding om vir ander mense plesier te gee, om dit mooi te maak, om dit die moeite werd te maak, om 'n verskil te maak in ander mense se lewe, het ons voorbereiding nodig daagliks. Om gereed te wees wanneer Jesus kom, moet ons voorberei. Ek moet gedurig, ek moet gereeld in sy teenwoordigheid ingaan. Nie net in 'n kerk, in 'n gebou nie net in byeenkomste nie, maar ek moet gereeld in sy teenwoordigheid kom in my stilte, in my binnekamer, in my war room, waar ek gaan afsonder en waar ek gaan praat, waar ek so 'n bietjie die wêreld een kan sit, waar ek my foon afsit of op airplane mode, sodat ek nie geplaag kan word. Waar ek miskien vir my 'n bietjie praise en worship musiek aansit, net om my gedagtes bietjie te kry, dat ek fokus op God. Want terwyl ek die wêreld hoor, terwyl ek die boodskap hoor ping op my foon, trek ek my aandag af en die vyand weet presies hoe om ons besig te hou. Dan onthou jy van al die dinge wat jy nog moet gaan koop vandag, al die dinge wat jy nog moet gaan doen, wat jy nog almaar sou vergeet het, dan herinner hy jou daaraan. Hoe oorkom ek dit? Wat vir jou pen en boekie saam as jy gaan afsonder. Nie net om dit met die Here op jou hart neer te skryf, maar as die vyand jou herinner aan, jy moet onthou die melk. Dan sê jy dankie duiwel. Dan skryf jy neer melk. Sodat jy dit nie vergeet. Jy sal sien, hy gaan jou uitlos. Hy gaan jou uitlos. Want ek kan nie reg met jou gedagtes. Jy vraag, kan jy vergeet van die melk en jy kan fokus op die Here. Want hy kom om ons te distract. Met allerlei dinge, met mense, met dinge wat gebeur, wat voorspoed, ja, selfs voorspoed, met negativiteit, met alle dinge kom hy om ons te distract, en daarom moet ons voorbereid wees. Ons moet ingeoefen wees, wanneer ons God se wapenrusting aan het. Volgens Efesiërs 6. Ek moet voorbereid wees, ek moet seker maak, my skoene is aan, ek moet seker maak, die skild, die bors, alles moet ek voorbereid wees mee. Ek kan nie nou op 'n nuwe skoene, wat nog, of op 'n tekkies, wat nog nie aangeloop is, nou gaan 'n marathon mee hardloop nie, ek gaan op my blaas skier. Hulle gaan vir my oneffektief maak. So ek moet my skoene inloop. Ek moet oefen met die swaard, met die woord van God, ek moet bekend wees daarmee, sodat ek die vyand kan uitkleer. Preparation, it reduces errors. It prevents rework and it shortens activities. Dit verminder stres en dit verbeter jou selfvertroue. As ek voorbereid gaan na my werk toe in die oggend, nie maar ons gaan maar kyk wat vandag op liewer as ek daar kom. As ek voorbereid gaan, gereed gaan, dan gaan ek nie kortpaaie soek nie, want ek gaan voorbereid wees om te doen. Soos dit met enigiets, met verhoudings, met vriendskap. Met alles is daar voorbereiding in betrokke. Ons moet die objektiewe van wat ek probeer bereik, moet ek verstaan en moet ek ken. Ek moet kennis hê van dit wat ek gaan aanpak, wat ek gaan doen vandag, van my werk. Die area van my ervaring, moet ek kennis van hê. Ek moet voorbereid wees, ek moet gereed wees om dit kan toepas. So dis 'n gereelde proses, dis 'n herhalende proses om gereed te wees, om my voorbereiding te doen. Jy moet jou tempo bepaal. You must pace yourself. If you don't pace yourself, you will get tired. Dit gaan nie oor hoe vinnig nie, maar dit gaan oor hoe effektief jy iets doen. Baie keer is daar druk op ons om vinnig dinge klaar te maak, want die werkgewer sit druk op ons, jy moet produseer, want tyd is geld. Maar wanneer ek voorbereid is, wanneer ek tyd spandeer om voor te berei, wanneer ek kos maak, wanneer ek 'n gereg gaan doen, en ek steek kortpaaie, en ek gooi sommer die goed in die skille en al in, want ek is haastig, en ek wil nog net hierdie kos klaar kry, dan gaan die smaak daarvan nie goed wees. Want jy sien, die voorbereiding bepaal hoe dit gaan smaak. Die voorbereiding sal wees bepaal wat die eindproduk sal wees. Om my voor te berei gaan miskien tyd vat, maar die tyd wat ek gaan wen wanneer ek voorberei, die taak
wat my opgelees aanpak, gaan tyd bespaar. Maak dit sin? Dat beteken dat sekere areas meer male aandag gaan geniet om dit perfek te kry. Ek gaan sommige dinge 'n bietjie meer moet tyd spandeer mee. Ek moet 'n bietjie meer moeite doen om behoorlik voor te berei. Verstaan dat daar probleme sal wees en nodige oplossings moet ek toepas. Ek moet voorberei om te weet dat daar gaan hakplekke, daar kan hakplekke kom. Ons gaan loadshedding kry terwyl ek besig is om kos te maak. Terwyl ek gou met die welder moet werk, terwyl ek gou moet iets doen wat krag vereis, kan daar loadshedding kom. Is ek voorberei om dit te kan hanteer? Het ek dinge in plek sodat ek effektief kan aangaan met dit wat ek doen? Ons voorsiening maak vir tyd. Voorbereiding is tydrowend. En sommige probeer dit vir my as wat ons sommer dit hanteer soos wat dit daar kom. Maar soos ek gesê het, wanneer jy voorberei, dan spaar jy tyd en geld. Jy verminder foute en verliese. Voorbereiding is belangrik en dis nie opsioneel. Dis nie maar, ek kan dit doen as ek wil. As ons dit versuim of as ons dit nalat om voor te berei in ons lewe, dan plaas ons onsself in 'n kompeterende nadeel. As ek en u nie voorberei in die oggend wanneer ons opstaan en ons dag begin met God. As ons nie in die oggend kan tyd maak om vir die Here te vra om sy gees vooruit te stuur. As ek nie in die oggend kan tyd maak en sê dankie Here dat ek môre kon wakker word. Ek voel nie lekker die Here, maar ek weet dat U besig is om my liggaam te genees. As ek in die oggend wakker word, dan ek kan nie God loof en prys nie. Al het ek nie alles wat ek wil hê nie, maar sê dankie Here vir dit wat U in my lewe toelaat. En dankie dat U besig is om my voor te berei vir dit wat ek begeer. Want U het gesê, maak jou begeertes aan my bekend en ek sal in jou behoeftes voorsien. Dis deel van my voorbereiding en as ek dit skiep, kan my dag baie chaoties wees. Want jy sien, as ek nie my voorberei in my geloof nie, as ek my nie voorberei in my verhouding met Jesus Christus nie, dan moet ek hardloop op skietgebedjies. Dan moet ek vir ander vra om vir my te bid. Dan raak ek soos die 5 dwaase maagde wat sê, kan ek van julle olie kry? Dan moet ek ander se geloof moet my deurdra, want ek het nie voorberei nie. Ek het nie gereed gemaak vir hierdie dag. Here, ek weet nie wat om te doen nie. Nou moet U help, Here. Was ek vanmôre, toe ek opgestaan het, toe ek wakker geword het, wat vat ek eers in die oggend? My selfoon of my Bybel? Wat lees ek eers, die boodskappe? Of die boodskap van God se woord? Is dit my voorbereiding? Want as ek dit nie doen nie, dan het ek 'n probleem. Nie dat God my nie gaan help hierdie dag nie, maar ek gaan paniekerig raak. Ek gaan verlore voel. Ek gaan voel ek gaan dit nie maak nie. Maar as ek my voorberei deur my dag te begin met God, dat ek die selfvertroue, die oortuiging dat God my sal deurdra ondanks. Want sy woord sê ook, versoekinge sal daar wees, maar ek sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word. As ons gebed, as ons afsonder, as ek bid, ons hoef nie altyd in 'n kamertjie te gaan sit, weg van die wêreld af nie, maar daar is tye wat Jesus nodig gehad het om hom af te sonder, om eenkant te wees. Nou as Jesus dit nodig gehad het, het ek en u dit verseker ook nodig, om ons af te sonder. En wanneer ek my gaan afsonder, dan kan ek nie nou, as ek een of ander thriller fliek gekyk het, of een of ander ontstellende boodskappe gekyk het, en nou wil ek gaan, my gemoed is die mekaar, ek is nie voorbereid om met God te kan praat. Ek moet so 'n bietjie miskien net 'n bietjie agtergrond praise and worship aansit, dat ek net so 'n bietjie kan rustig raak. Dat ek net so 'n bietjie kan fokus, dat my gedagtes nie heeltyd na hierdie gruwel goed wat my ontstel het, die emosies wat my die mekaar trek. Want dit gaan heeltyd opspring soos advertensies
wanneer ek met God wil praat. Jy sien die vyand weet dit. Gaan soos popcorn wees, wat skiet. En ek gaan nie kan fokus om my voor te berei om met Jesus te praat. As ek gaan Bybelstudie doen, dan moet ek dit bidend doen. In voeling by die Heilige Gees. Nie lukraak nie. Nie lukraak, maar so, waar van die Bybel, wat sê die Here van my? Nee, sê wat ek wil hoor. Ja, hierso, dis wat ek wil. Dis ons Bybel is. Dis hier moe getrof vir die godsdienst wat ons beoefen. Josua 1, vers 8. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nag, en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan, dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees. Miskien is dit een rede kom ons sukkel man. Want ons weet nie wat om te praat nie. Ons het die Bybel, maar ek het nie die selfvertroue om God se woord te quoteer. Ek is nie ingeoefen met die swaard van die wapenrusting. Psalm 119 vers 105. Die woord is die lamp wat my wegwys, die lig op my pad. As ek nie die woord ken nie, dan is dit so goed ek loop in die donker sonder 'n flits. Sonder 'n flits, en dan verwag ek moet sien en ek raak kwaad as ek my voete stamp as ek val, as ek struikel, as ek verdwaal. Want ek het nie die lig om my pad te verhelder, om my pad te belig. So ek sien nie die probleme nie. Ek is onvoorbereid. Ek is onvoorbereid. Kolossense 3 vers 16. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofsange en ander geestelike liedere tot eer van God sang. Dit is deel van my voorbereiding. Dit is deel van my daglikse voorbereiding. As ek nie my dag hiermee kan begin, dan Gerard, ek het nie tyd nie. Staan ek bietjie vroeg. Dan slaap ek bietjie vroeg. Ek is ook nie 'n oggendmens. Ek kan nie op gister se voorbereiding die dag neergaan. Gister se curry wat ek gekook het, kan ek nie vandag gebruik vir die groen boontjie wat ek moet maak. Ek moet voorberei, want dis 'n nuwe dis, is 'n nuwe dag. Ek moet voorberei. Anders is ek soos die dwaas gemaak. Maak die voorsiening nie. Om voor te berei, om voorsiening te maak, dat ek brandstof het, dat ek energie het, dat ek iets het wat ek nodig het om op te teer en om op aan te gaan. Wat my kan deurdra. Ek moet voorbereid na 'n diens toe kom. Ek het die ander dag met iemand gepraat en sê, dis wonderlik hierdie Mighty Men byeenkomste en al hierdie kampe en mannekampe en vrouekampe en byeenkomste en spesiale sprekers. Ek het niks daarteen nie. Maar waarom wanneer mense so toe gaan, dan kom hulle terug en sê, dit was fantasties. Ons wil dit hier doen. Hoekom gebeur dit nie in gemeentes nie? Dat mense ervaring het met die Here nie. Hoekom gebeur dit dat ons sy mild maar sit? Ons kom maar, ons gaan maar. Is nie iets nie. Miskien as jy 'n nuwe ou kom, maar sal ek 'n bietjie iets kry. Hoekom? Want mense gaan met 'n verwagting na hierdie byeenkomste toe. Mense gaan om te gaan iets kry, want hulle hoor, hier gebeur dinge. En as ons vir mense begin vertel van hoe die Here met ons werk, en as ons kan opgewonde wees oor ons byeenkomste, dan sal mense nuuskierig word, hulle sal kom met 'n verwagting, en hulle sal ontvang, want God sê as jy 'n verwagting het, sal ek jou nie teleurstel nie. Jy sal ontvang. Jy sal ontvang. Maar ek moet my gedagtes, my gesindheid, my voorkoms, my passie, ek moet kom met 'n leerbare gees. Ek moet kom met 'n verwagting. Dan sal ek ontvang, dan sal ek opgewonde hier uitstap en sê, vanoggend het ek nou iets gekry, dis nie vir my nie, maar ek weet, ek kan dit deel met iemand. Ek weet van iemand wat sukkel.
Die boodskap is altyd vir my en vir jou nie. Boodskap is baie keer vir ons om te neem na iemand anders daar buite. Dis deel van evangelisasie. Ek hoef nie op die straat ook te staan met 'n luidspreker nie, nee. Maar baie keer kom daar iemand op my pad en ek kan deel met daardie persoon. Dis deel van my voorbereiding om te kan evangeliseer. Noag, Moses, David, Josef, Esther, Jesus. Al hierdie mense en nog meer moes voorbereiding 'n tydperk deurgaan. Noag moes vir hoeveel jaar bou 'n ark op 'n plek waar nie eens water is nie. Ons het 'n boot hierso, maar ons het ook nie genoeg water om die boot te laat opry nie, maar hy staan nie. So ek weet nie of iemand iets weet nie, dat hier gaan water kom. Maar Noag het gebou in gehoorsaamheid, hy het voorberei, ongeag hoe lang dit gevat het. Moses moes 40 jaar in die woestyn gaan bly, voordat God hom gebruik het. Want hy moes voorberei word, want hy moes 'n hele volk, moes hy die woestyn lei. En as hy nie daai ervaring gehad het, het hy saam met die volk teruggedraai na Egipte, sy eie en prei en vis. Maar hy was so begeerd. David. Beskaap oppas om te leer om die beer en die leeu af te weer, die jakkalse te verjaag, om sy trok te beskerm, sodat hy 'n leier kon word, sodat hy Goliat kon uitkleed. As hy so iemand net saam met die ander dag staan, het hy bang gewees. Maar hy het voorbereiding nodig gehad, en nie een van hierdie gevalle so ver was baie lekker nie. Josef was deur sy eie bloedfamilie in die tronk, was verkoop, verwerp. Hy moes in die tronk tyd spandeer, ten einde heerser te word, om 'n plek te wees, sodat hy God se volk kon uitred, uit die hongersnood. Dit het jare gevat. Hoe lank is die voorbereidingsproses nou aan die gang? Nou, jy sien ons elkeen het 'n ander doel. En God gebruik ons. Baie keer is ons nie in die regte formaat nie, want as God ons sou gebruik, wanneer ons dink ons is reg en gereed, dan sal ons dit nie maak nie. En jy gaan vanmorgen by jy Gerard, maar dit gaan nou al lang aan jou. Byt vas. Is dit al 40 jaar? Is dit al langer? Ek weet nie. Esther. Jesus, ek hoef nie te praat. Die voorbereiding om 'n verskil te maak vir God se koninkryk. Nie vir my nie, nie vir die volgende persoon nie, maar vir God se koninkryk. Leef ons voorbereid of leef ons impulsief en reaktief? Vat ons maar dinge soos dit kom. As ons onvoorbereid is, kan ek jy verseker dat jy gaan nie genoeg tyd hê nie, jy gaan gefrustreerd wees. Jy gaan oorweldig word deur uitdagings. Jy gaan potensiële verliese hê as jy onvoorbereid op die dag omgaan. Wil afsluit met 'n vraag: as jy voorbereid, is jy gereed vandag om te evangeliseer? Ek sê weer, jy hoef nie op die straat op te staan, jy hoef nie op 'n boks te staan en te skree. Maar as jy gereed om te deel met ander mense, nie net wat jy ervaar het nie, maar dit wat God se woord vir jou leer. As jy so ingeskakel op dit, dat die Gees jou die regte woorde sal gee, dat wanneer jy in 'n situasie met iemand moet deel of praat, dat jy sal praat en dink, wow, ek het nie geweet ek gaan dit sê. Dis deel van voorbereiding. En dis om die Bybel te lees en, dit is nie lekker nie, maar veral nie in die Ou Testament, die geslagregisters, dis erg. En Levitikus, mense, dis erg. En so kan ons aangaan, maar weet jy, dis deel van die voorbereiding, want uit dit het ons iets leer, wat ons gaan deel met iemand anders. Dis maak my voor, dit sit olie in my lamp. Dit maak voorsiening vir ekstra. Is jy voorbereid vir Jesus in ons? As jy vandag so sterf, Jesus het nog gekom, gaan jy in Christus sterf, sodat wanneer hy kom, jy saam met die ander afgestorwenes vir Jesus vooruit sal gaan. Hoe staan jou saak vandag?
is jy voorberei. Is die rede hoekom jy sukkel, die rede hoekom jy nie oorwinning kry nie, is dat ek jy nie genoeg voorberei nie. Ons strompel ons aan, ons is soos 'n ou tennisman, ons laat maar die balle soos hulle aankom na ons. Maar as ek fiks is in God se woord, as ek voorbereid is, as ek toegeruid is, as ek tyd gemaak het om na God te luister, om te hoor wat hy van my wil sê, om met vrymoedigheid kan sê in die naam van Jesus Christus. En dan staan geskrywe. Dis alles deel van my voorbereiding om vir mense te kan sê met oortuiging. Om nie te hoor, ek ken jou nie. Ek ken jou. As baie mense wat lampies het, maar as ook baie mense wat nie ekstra oor het. Wat het nie gaan maak nie. Wat dink hulle is okay. Maar hulle is nie voorbereid nie. En dis hoekom hulle dit nie gaan maak. Dit gaan nie oor goed of sleg nie. Dit gaan oor of jy voorbereid is. Maak jy voorsiening terwyl jy wag vir Jesus koms. Hemelse Vader, ons kom in die oggend sê baie dankie. Dit was môre ook aan die nagmaaltafel waar aansit. Here, ek wil vra dat U Gees ons sal help en ons sal sterk elke persoon wat hierdie woord hoor, Here, om voor te berei. Om voorbereid elke dag in die lewe in te gaan. Sodat wat ook al op ons pad kom, Here, ons voorbereid sal wees, Here, dat ons die oplossing sal vind in die woord, dat ons die oplossing sal vind, omdat ons voorbereid is. Ons gaan onmoontlik as mens weet alles wat elke dag op ons pad gaan kom, Here. Maar wanneer ons voorbereid begin in U woord, met U Gees saam met ons op die pad, is niks onmoontlik. Alles is moontlik. Dis wat die woord van ons sê. En Here, wanneer versoekings en beproewinge op ons pad kom, weet ons dat ons kan staat maak op U, wanneer ons voorberei. Dat ons sal oorwinning kry in Jesus Christus. Wanneer ons eie vlees en ons eie natuur, Here, struikel ons dikwels, sukkel ons, om daardie oorwinning te kry. Omdat ons nie voorberei. Dankie, Here, vir U liefde, vir U genade, Here. Ek dankie vir elke persoon in hierdie môre wat kan uitstap en sê, Here, ek weet dat ek nou reg is, dat ek voorbereid is, dat ek elke dag gaan voorberei, sodat ek kan gereed wees vir alles wat op my pad. Sodat ek die woorde, die wysheid sal hê om te kan evangeliseer, om te bemoedig, Here, om koers aan te neem. Dankie vir 'n eie wil, vir 'n onafhanklike persoonlikheid, Here. Ek nie poppe, marionette gemaak toe U mense skep, maar elkeen 'n soewereine wil gegee. En Here, gee dat ons daardie wil sal onderwerp aan U, dat ons sal voorberei, Here, ons wil, ons gedagtes en ons emosies sal voorberei deur wil van U woord, deur wil van tyd met U te spandeer, elke dag, Here, elke oggend, om die eerste uur van ons dag met U deur te bring. Dankie daarvoor in Jesus Christus naam.